Goeienaand julle mense, baie welkom weer. Ons is weer in Bybel besig vandag. Ek wil graag vir julle weer bietjie leer van krone. Ons gaan aan met die krone. Ons is amper deur hom, maar laat ons gou aangaan hier. So, ons het nou alreeds gedoen die onverganklike kroon, van wat die voorstelling daarvan is om 'n resies of 'n marathon te doen en die volëinding, die deursetting daarvan om dit deur te voer, dan ontvang ons die onverwelklike kroon. Goed, dan is ons by die tweede kroon, is die kroon van die lewe. Nou, hy word vir ons gegee in Jakobus 1 vers 12. Vanaand is ons by 'n derde kroon, en dit is die kroon van heerlikheid. Goed, kom ons kyk wat sê hulle hierso. Wat sê die woord van die Here vir ons in 1 Petrus 5 van vers 1 af. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge, ook hierdie gaan oor 'n spesifieke groep mense. Heel waarskynlik gaan ons nie almal die kroon kry nie, maar kom julle sal nou verstaan wat ek sê. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. So hy is nie uitgesluit, hy is deel van die heerlikheid. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Toen hy praat van leiers, leraars, pastore, ouderlinge, almal wat diens doen, opsieners, al daai mense wat verantwoordelik is vir die kerk van Jesus. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Hy sê in vers 3, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Goed, want eintlik is ons maar almal deel van die kudde, né? Ons sê vers 4, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed en onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons kyk net gou daar, waar hy sê, wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Goed, daar staan verder geskryf in 1 Petrus 1 vers 4. Ek wil vir julle daar lees, 1 vers 4 sê, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Die erfenis is die kroon, wat in die hemele bewaar is vir ons. Dis reeds daar, hy's blink gepolitoer, hy wag net vir jou. Wat in krag van God bewaar word, deur die geloof, tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou, ons weet almal, ons lewe nou in die laaste tyd, né? Goed, dit is so duidelik, mens kan nie daarteen, ek kan nie dink, hoe kan dit 'n onduidelikheid wees nie, maar gaan lees dit self weer, en vra vir die Gees om vir jou verder te openbaar, want dit is soos wat dit hier staan. Kyk, ons moet nou verstaan, daar is nie meer in die skrif verborgenhede nie. Die tyd van verborgenhede is verby, alles word nou geopenbaar. Dit wat God vir Daniël gesê het, skryf hierdie woorde, en verseël dit tot aan die einde van die tyd. Dis nou. So nou is dit nie meer verborgen nie, dit kom nou oop, dit kom nou uit, dit is in die lig. Ons is nie meer onkundig nie, die woord sê ook, die Here sê, hy wil nie, ons moet onkundig wees oor hierdie dinge nie. Goed, ek wil gou vir julle nog 'n stukkie hier sou lees uit Hebreërs 13 vers 20. Ons kyk waar kry ons hom, Hebreërs 13 vers 20. Nou, sê. Hebreërs 13 vers 20 en 21 sê, mag die God van die vredelikheid, dit gaan nou oor die
wanneer die opperherder verskyn, hè? Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Nou ja, ons weet baie duidelik wie is, dit is ons God, die hemelse koning. Julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom. Dit is hoekom ons die kroon sal ontvang, want ons gaan in elke goeie werk welbehaaglik wees voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Baie duidelik gestel. Hier is geen verborgenheid nie, dit is openlik. God wil ons beloon, hy wil vir ons, beloon, gaan die beter woord, vergoed, klink nie vir my heeltemal lekker nie, maar hy wil ons beloon vir dit wat ons insit, om sy kudde te bewaar en te voorsien en na te kyk. Ons kyk na Romeine 15, ek wil hom nog gaan uitkom, Romeine 15 vers 16. Dit is alles so wonderlik as 'n mens so deur die Bybel gaan en jy kyk wat oral gesê word en die Bybel is nie net vir 'n sekere tyd geskryf nie. Die Bybel is vir al die tye geskryf. En oral in die Bybel gaan jy kry wat op jou van toepassing is. Altyd sal jy dit daar kry. Nou kyk, waar is ek nou? Romeine 15 vers 16. So, ek wil vir julle vra om, wanneer julle die boodskap gekry het, gaan self deur die woord, gaan self deur die Bybel en gaan lees die vrae, maar lees voor dit en na dit, kry vir jou die duidelike konteks van wat die vraag, wat die teks beteken, sodat julle baie meer duidelikheid kan kry rondom die skrif. Goed, Romeine 15 vers 16, en hy sê, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Okay. As ons kan gaan kyk na die kroon van heerlikheid, dit is die kroon wat ons sal ontvang wanneer ons die bruid van Jesus bedien en op die regte pad hou en dan ook mense evangeliseer om die woord uit te dra na die wêreld en na die heidene toe, né? Dit, soos ek gesê het, is 'n baie spesiale toekenning, kroon, beloning, wat die Here hier vir ons gee, want hy sê, ons wat in leierskap posisie is, moet omsien na sy kudde. En as ons dit nie doen nie, dan gaan hy dit van ons verhaal, hy sal wel antwoorde hê daarvoor. Maar onthou, as ons dit doen, en ons is bereid om in te tree hierso vir elke een, en hulle te bemoedig, en hulle te versterk, en ek wil net gou hierso lees wat die Bybel vir ons duidelik sê, dan gaan ons beloning daarvoor kry, want dit is 'n wonderlike voorreg wat ons het, as opsieners, as ouderlinge, as leraars, as bedienaars van sy gemeente. Hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, dit is die groot ding, nie uit dwang nie, maar uit gehoorsaamheid aan God. Ek meen, dit is tog wat die Here van ons vra, nee. Nie onder dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, nie om iets daaruit te kry nie, want ons beloning gaan ons in die hemel kry, maar met bereidwilligheid. Goed, nou weet ons wat om te doen, as ons die kroon van heerlikheid wil ontvang. Daar sê, manne, mense, nou sê ek vir julle, volgende keer doen ons die 4de kroon, en gaan bid hieroor, en maak julle self bereidwillig vir hierdie kroon
vir wat van Jesus afkom. Geseënd is julle.